Ons almagtige Vader Jahwe, dankie dat U ons roep. Dankie vir die stem van die Gees, dankie dat U ons herder is, wat vir ons trek met koorde van liefde, ook in hierdie oggend. Vader Jahwe, as ons maar net die beeld van 'n herder met sy skapies aanskou, dan is dit ons begeerte om gehoorsaam te volg in die spore van geregtigheid. Om veilig by U te wees, deel van U kudde, deel van U erfenis, deel van U volk, wat U vir Uself geskape het. Ons Vader, baie dankie vir die manier waarop U ons lei en rig. Dankie vir die grootheid van U bevele, van U woord. Vader, dankie vir die rykheid van dit wat U aan ons toevertrou. En daarom vra ons in hierdie oggend, help ons om dit met waardigheid te ag en te glo, dit lief te hê, dit te bewaar, dit te koester. Geef vir ons insig en wysheid in die dinge, Vader, wat ons nie nou op aarde sien nie, maar wat U vir ons beloof het. Dat ons die dinge daarbo bedink, en nie wat op die aarde is nie. Dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir die vrede wat ons kan hê in en deur Yeshua se offer. Dankie dat ons in hierdie oggend Hoëpriester het wat vir ons intree. Ons elkeen ken by die naam. En daarom is dit ook ons begeerte dat ons vir U 'n koninkryk van priesters vanoggend sal wees. 'n Koninkryk, 'n heilige geslag wat verander word na die beeld van Yeshua. Dat ons gefokus sal wees, dors sal wees, honger na die geregtigheid, wat alleen by U is. Ons aanbid U, Vader. U alleen is op die troon. En dankie dat ons weet in hierdie oggend, die koninkryk en die mag en die majesteit behoort aan U, soos ons gesing het. Yeshua is waardig om te ontvang die lof en die eer, spesiaal in die gemeente. Amen. Jy kan die sitplekke inneem, baie dankie. Openbaring 21, laaste boek in die Bybel, baie bekende hoofstuk. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. Openbaring 21, vers 1 tot 8, kyk, ek maak alles nuut. Jongspan sing dalk nie meer die lied so baie soos die ouer mense nie. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Openbaring 21. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Wat 'n magtige gedeelte in Jahwe se woord. Ons is besig in die aand Bybelstudies met die gedagte rondom ons ewige erfenis.
En dit is so belangrik in hierdie verse om te sien wat Jahwe beloof en wie is dit wat beloof. Die eerste saak voordat ons begin met die inhoud van die woord is die betroubaarheid van die woord. En daar's 3 dinge wat ek wil hê moet vinnig na kyk en onderstreep. Die eerste is vers 3 sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê. Hierdie is nie menslike opinies of gedagtes of enige bespiegelinge nie. Dit is 'n groot stem uit die hemel. Dis 'n magtige stem, dis 'n heerlike stem, dis 'n aankondiging vanuit die heerskappy, die koninkryk van die hemele. Die inhoud van die boodskap is net so magtig, kragtig, spesiaal vir die gemeente, spesiaal vir elkeen met wie dit te doen het of van wie dit van toepassing is. Mag Vader deur sy Gees, daai groot stem wat hierdie woord aangekondig het, ek in elkeen van ons harte vanoggend spreek. Ons sing dit. Spreek ja, die knegt luister. Die stem, die Gees wat hierdie woord inspireer, is groot, is magtig. En dit is waar. Ons lees spesifiek in vers 5, die tweede gedagte. En hy wat op die troon sit, het gesê. Wie praat? Hy wat op die troon sit. Die troon staan vir autoriteit, gesag, heerskappy, koningskap. Hierdie is nie 'n troon nie, dis die troon. En daarom wanneer hy praat, moet dit gebeur. Dit kan nie anders nie. Hy sit op die troon, die ewige troon. En wat sê hy? Hy sê, ek maak alles nuut. Dit is volgens die titel. Ek maak alles nuut. Ons wil oor nuutmaking, vernuwing gesels. Elkeen van ons het vernuwing nodig. Ons gaan slaap elke aand, want ons kort nuwe krag om die volgende dag te kan opstaan. Ons eet, want ons kort krag. Vernuwing is 'n realistiese, bekende begrip vir ons. Hierdie aarde het vernuwing nodig. Maar wat sê hy? Skryf. Want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar, ons derde punt. Om te onderstreep dat hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Skryf Johannes. Dis nie net jy wat die voorreg het om dit te sien en te weet nie. Elke gelowige kind van Jahwe, en spesifiek in die tyd wat Johannes geskryf het, het hulle onder swaar vervolging, onder Nero en 'n klomp keisers daarna gelei. Pyn en smart gehad. En daarom het Jahwe in sy groot almag hierdie woord gegee, sodat ons, soos wat Petrus sê, al is dit nodig dat ons nou vir 'n kort tydjie ly onder allerlei beproewinge, bedroef word, maar dat ons sal verbly in dit wat vir ons voorlê. En volgende wil ek gesels oor hierdie 10 beloftes, sal ons kan konsentreer tot by 10, sal ons vingers gebruik, om 10 beloftes uit hierdie kort paar versies uit te haal. Die eerste een is, en moenie dit net vat vir wat as 'n klise of 'n algemene ding nie, maar is 'n belofte. Ek maak alles nuut. Gaan onderstreep elke keer die woord nuut. Die hemel en die aarde. Vers 1 sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Nou wat sluit dit nou uit? Dis feitelik alles. Die hemel en die aarde. Ek maak alles nuut. En op hierdie tema van nuut, is dit nie net die hemel en die aarde, maar spesifiek Jerusalem. Ek maak Jerusalem nuut. En hoe maak ek dit nuut? Die tweede belofte, vers 2. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal. Hoekom is dit nodig vir 'n nuwe Jerusalem? Wie kan my help as ons vinnig dink, wat is die kenmerk van die ou Jerusalem? Wie kan Joshua se woorde onthou? In Matteus 23, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, jy wat die stenig wie na jou gestuur word, kyk jou huis, word vir jou woes gelaat. Ek wil jou bymekaar maak soos en aardkykens, julle wou nie. Ek verdelg Jerusalem. Hier, dis hoekom dit nodig is vir 'n nuwe Jerusalem. Ek maak Jerusalem nuut en ek versier haar, daar staan aan die einde van vers 2, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte. En wanneer ons na die skoonheid van 'n bruid kyk wat voorberei is, die heerlikheid, die reinheid van hierdie maagd, en nou het ons die beeld van dis 'n stad, dis 'n woonplek van Jahwe, en dit bring ons by ons derde belofte,
En dit kom in vers 3 voor, Jahwe woon by ons, hy woon by hierdie stad, maar dis nie 'n stad van klippe nie, dis 'n stad van mense, sy Jerusalem, sy bruid, sy vrou. Dis 'n belofte. Ek sal by julle woon. Die 4de belofte kom ook in vers 3 voor. Hulle sal sy volk, sy kudde wees. Eiendomsreg. Hulle sal sy volk wees. Dis 'n belofte, dis belangrik. Daar ons volk se geskiedenis het Jahwe op 'n stadium gesê in Hosea, Lo Ami, julle sal nie my volk wees nie. Hoe lyk 'n volk wat nie 'n God het nie? Verstrooi, verdruk, ballinge, vernietig. Daar is elke dag by ons die vraag, dink God nog aan ons? Kyk hoe hulle gaan dit in ons land. Hier is die belofte, hulle sal my volk wees. Het is belangrik om te onthou die heel eerste gedagte, onthou die 3 fokuspunte, dit is 'n groot stem. Dis hy wat op die troon sit wat dit sê, dit is waaragtig en betroubaar. Want daar's tye waarin die lesers van hierdie gedeelte se omstandighede vir hulle gesê het, maar Jahwe het ons vergeet, kyk hoe gaan dit, ons word as martelare gebrand, ons kinders vir wie ons so lief is, word uit ons huise gesteel, ons word voor hulle oë doodgemaak. Die omstandighede was ons so aard, dat hierdie beloftes nodig was om hulle stabiliteit te gee, hoop te gee. Hoop wat nie vergaan nie. 5de belofte, kom in vers 4 voor. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar's 'n hele klomp, hy sê spesifiek, oor die einde van vers 3, en ek sal hulle God wees. Verskoon, dit is ons 5de punt. Hy sal vir hulle God wees, hy sal hulle almagtige wees. Hy sal hulle vader, ontfermer wees, beskermer, versorger. Droefheid en geween sal daar nie meer wees nie. Ons 6de belofte. Vers 4. Hy sal hulle trane van hulle oë afvee, hy sal hulle vertroos. Die feit dat daar soveel verdrukking en vervolging is die oorvloed van is die rede vir die oorvloed van trane, pyn, ellende, siekte, hartseer. 7de belofte kom ook in vers 4 voor. Daar sal geen dood meer wees nie. Word elke dag gekonfronteer met die dood. Plante, mense, alles gaan dood. 8ste belofte, vers 6. Aan die dorstige sal ek gee, uit die fontein van die water van die lewe verniet. Wat 'n heerlikheid. Besef dalk nie vandag presies wat behels dit nie, maar hoe groot is dit om uit die water van die lewe, fontein te drink van die water van die lewe? Belofte nommer 9. Hy wat oorwin, vers 7, sal alles beerwe. Dis 'n allesomvattende belofte. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Dit klink genoegsaam. Dit klink volmaak. 10de belofte, vers 7. Nadat hy gesê het, hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Kindskap. Dis die intiemste. Dis die grootste, dis die naaste. Dis eenwording. Dis die uitnemendste kind. Jahwe by ons by hom, nie vreemdelinge nie, nie aanneemkinders nie, ware kinders. Dis groot, en is heerlik. Nou vanoggend se boodskap, die realisasie van hierdie hoop in jou lewe. Want dit is een ding om hierdie hoofstuk, so elke nou en dan as iets in jou lewe gebeur en dit gaan swaar, en lees jy hierdie hoofstuk, of jy hoor dit gereeld by begrafnisse, en jy sê, daar's hoop, ons moet net vashou, en dan lewe jy maar weer aan, en op 'n stadium maar hoor jy weer, Openbaring 21, dis iets, iewers, daar ver, eendag, so hoop ons gaan nou uitkom. Dis nie hoekom dit geskryf is nie.
Dis geskryf vir elke dag se bewustheid, se realisasie in jou lewe. Hoe en hoekom? En dis vanoggend se boodskap. Hoeveel van hierdie kan u en ek, en is dit moontlik, om vandag te geniet, om nou te geniet? Is dit Jahwe se bedoeling? Wel, ek wil julle moet saam met my blaai. Wel, voordat julle blaai, kom ek verduidelik eers iets. 'n Illustrasie. Ons almal het al iemand gesien wat bedel by 'n verkeerslig. 'n Persoon het niks. Buiten dat hy fisies niks het, is ook nie meer van sy menswees, 'n menswaardigheid hoor nie. As nie selfbeeld nie. Gestel jy vat so 'n persoon. Gestel jy is so 'n persoon. En iemand kom na jou toe en sê, persoon, geliefde, spreek jou aan as geliefde. En hy sê vir wel, 1 biljoen. Maak het nou maar rand, dollar, euros, vir die wat weet wat euros is joune, 1 biljoen, is joune. Maar, omdat jy dit nie kan hanteer nie, omdat jy al so 'n lewe het, van geen waarde nie, geen versorging nie, kan ons dit nou vir jou gee nie, want wat gaan jy met dit maak? Maar ons sal vir jou so 'n ou klein paaiementjie elke maand gee. Ons maak dit so 100.000 elke maand. Nou ja, vir 'n persoon wat niks het nie, en niks van dit weet nie, is 100.000 rand al klaar te veel. Maar soos wat jy verantwoordelikheid leer, en soos wat jy leer om anders te praat, en anders te op te tree, en anders te leefgewoontes, en so kry jy meer. Soos wat jy dit aanneem, en soos wat jy dit 'n realiteit in jou lewe word, soos wat jy begin die ou dinge van bedel en van slegte gewoontes en slegte taal, soos jy dit aflê, so sal ons vir jou meer en meer en meer. Maar onthou, daar is 1 biljoen wat joune is, jy moet net leer hoe om dit te hanteer. Wat is 100.000 rand 'n maand vir so 'n persoon? 1 biljoen, dis te veel. Nou kan ons saam blaai. Kom ons kyk gou saam. 2 Korintiërs 1. Dit is nie glad nie reg om ons ewige erfenis met geld te vergelyk nie, maar omdat ons almal geld ken, kan ons dalk so ietsie daarvan verstaan. Ons sit met 'n ewige erfenis. Ek bedoel, ons het nou hier Openbaring 21 gelees, daar's niks kort nie, dis volmaak, dis 10 beloftes wat ek afgerammel het, wat, jy kan niets byvoeg nie, jy kan nie by daai beloftes iets byvoeg nie. Is daar iemand wat Openbaring 21 wil herskryf en iets byvoeg, wat voel as iets uitgelaat, wat jy nie hiernamaals wil hê? Dit sou selfsugtig wees, want dit wat daar staan is goddelik, dit is deur Jahwe geïnspireer. Nou, hoe kom ons uit by die maandelikse, by die paaiement? Kom ons lees 2 Korintiërs 1, vers 20 tot 22. 2 Korintiërs 1, vers 20. En ons het 10 beloftes opgenoem, en Paulus skryf in die Korintiërs, vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees? Wie weet hoeveel beloftes is daar? En dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, dit gaan oor die inhoud, hoe groot hulle is, hoe kragtig hulle is, hoeveel beloftes daar van God ook al mag wees. In hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Maar, vers 21, hy wat ons saam met julle bevestig in Messia en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Die woordjie vir onderpand, Grieks beteken eerste paaiement. Die konteks is beloftes. Jahwe het vir ons alles geskenk in hom. En nou gee hy vir ons die Gees, want ons kan nog nie hierdie ewige erfenis in ons ou toestand hanteer nie. Hy moet ons eers anders te maak. Hy moet ons eers skoon maak. Ons moet nou ophou bedelaar wees. Ons moet eers bietjie opgevoed word. Hy gee die Gees as eerste paaiement. En die Gees en die ewige erfenis is nie 2 verskillende goed nie.
Dis net 'n eerste paaiement. Esegiel sien waters by die voete, waters by die knieë en dan waters by die heupe. Soos wat jy ingaan word dit meer. En dan sê die waters by die heupe kan 'n mens nie meer instaan nie. Want dit is te heerlik, is te groot. Hierdie gedagte van die Heilige Gees is die eerste paaiement. Dit is nog steeds, soos wat jy sou sê in ons vergelyking, die persoon erf R1 biljoen geld, dan is die maandelikse soldai wat hy kry, nog steeds geld, dis dieselfde eenheid. Ons gee nie vir hom elke maand 'n bietjie appels, maar hy erf geld nie, dis dieselfde kommoditeit, dis dieselfde. Dit wat jy gaan erf en dit wat jy eerste paaiement kry is dieselfde. Kom ons kyk 'n verdere voorbeeld, 2 Korintiërs 5 vers 5. 2 Korintiërs 5 vers 5. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Miskien moet julle net vanmiddag bietjie gaan lees, dit het gegaan oor die sterflike wat met die onsterflikheid oorklee moet word, die tentwoning wat afgelê moet word, ons is daarvoor toeberei. Nou sê hy, Jahwe wat hierdie werking met ons het, gee vir ons die Gees as onderpand, as die seël, as die waarborg, dat alles wat ons in die woord staan, die nuwe mens, die nuwe lewe, die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, die nuwe, al die goed wat nuut is, en hierdie selfde hoofstuk 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, kyk ek het alles, as iemand in Messias is, het alles nuut geword, ons gaan nou weer daarna oor praat. Hoe sal ek weet, dat dit die waarheid is? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Dink julle daai bedelaar, sal die persoon glo wat vir hom R1 biljoen gee, as hy vir hom elke maand R100,000 gee. Dink julle daar sal geloof wees? Jy sal dit glo, want jy sien, hier kom 100,000 in. Dit wat hy beloof is baie meer as 100,000, maar dit kom, ek sien dit, ek ervaar dit. Ek glo dit. 'n kind leer by sy ouers. Papa sê hy kan dit en dit en dit doen, en so meer hy vir papa leer ken en sien, maar dit wat hy beloof, dit gee hy vir my, nie als gelyk nie, bietjie vir bietjie. So jy glo, daar waar dit vandaan kom is nog baie. Hulle is dit 'n pak sla. Papa sê, ek gaan jou groot pak sla gee, en gee hom so lank 'n kleintjie. Hy glo dit gaan gebeur. Maar ons praat nou eintlik van positiewe dinge vanoggend. Die derde voorbeeld is Efesiërs 1. Die Heilige Gees is ons seël. Sodra ons die Gees ervaar, sy werking, dan weet ons dit wat beloof is die waarheid, ja en amen, in Yeshua. Efesiërs 1, vers 11 tot 14, alles gaan binne die konteks van erfenis, dit waarvoor Jahwe ons geroep het, toeberei het. Efesiërs 1, vers 11 tot 14. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel, daar sy, ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is. En dit is ook baie belangrik om te hou, dit is nie die bedelaar wat dit verdien het nie. Dit is omdat ons uitverkies is. Jahwe het dit self besluit, nog voordat ons geskape is. Daartoe verordeneer is ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Dit is Jahwe se raadsplan. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Messia gehoop het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, dit is die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Wat is die waarborg van jou erfenis? Die Heilige Gees. Wat is die waarborg van die ewige verlossing? Die waarborg dat Jahwe weerkom? Die waarborg, kom ons kyk of ons die 10 beloftes kan onthou, dat hy alles nuut maak? Ons so klomp, nee, mondvol. Gaan nou rukkie vat om alles op te noem. Ons gaan nou weer een vir een deurvat. Wat is die waarborg daarvan? Die Heilige Gees. Dis wat ek vanoggend wil doen. Kom ons kyk na die werking van die Heilige Gees. Presies in lyn met hierdie 10 beloftes. Jahwe beloof vir ons iets, maar vir in ons harte dit te verseël, dat dit wat hy beloof sal hy doen, gee hy nou vir ons, so lank. Die Heilige Gees. Kom ons vat hulle. Eerste ene. Ek maak alles nuut.
Die Heilige Gees, nou in ons lewe, vernuwe ons. En dit is wat ek net nou aangehaal het, 2 Korintiërs 5 vers 17. Ek lees dit vir julle. Daarom, as iemand in Messia is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ons verwag 'n nuwe hemel, ons verwag 'n nuwe aarde, ons verwag die nuwe Jerusalem, maar ek as persoon het die eerste paaiement. Ek word vernuwe, die wat in Messia is, deur die Heilige Gees gewederbaar. Ons is deur die Heilige Gees in Messia. So ek het al die eerste paaiement. Ek het al 100.000 van 'n biljoen. En 100.000 is baie vir party van ons. Ek kan nou al vernuwing in my lewe ervaar. Alhoewel ek nog sukkel met die ou vlees en alhoewel ek nog 'n stryd het, is daar nuutheid. Daar is nuutheid, 'n weergebore lewe. Groot is dit. Die tweede belofte het ons gesê Jerusalem word versier. Sy is toeberei, onthou julle Openbaring 21. So wat doen die Heilige Gees met u en met my? Hy versier ons met vrugte van die Gees. Hy versier ons deur in ons die beeld van Yeshua te werk. Hierdie bruid het 'n beeld, sy het skoonheid. Haar skoonheid lê daarin dat sy lyk soos Yeshua. Wie doen dit in my lewe? Die Heilige Gees. Wanneer doen hy dit? Ja, ons weet die belofte is, as hy kom, sal ons hom sien soos hy is. Paulus in 1 Korintiërs 15, ons sal in een oomblik verander word, met die oorklee word met die onverganklike. En dit is die volheid. Nou, vandag, soos ons hier sit, ervaar ons al die eerste paaimente van, ek hou op steel, ek hou op lieg, ek hou op kwaad word, ek hou op, want ek word verander na sy beeld. Kolossense 3 vers 9 tot 10, lieg nie vir mekaar, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het. Dit sluit nou aan by die vorige punt, kyk, ek maak alles net. So die ouwe mens word afgelê, die nuwe mens, en dan lees ek verder, en julle heel met die nuwe mens beklee het. Wil julle dit nie merk nie, Kolossense 3 vers 9 tot 10, sluit aan by die vorige punt. Die ouwe mens word afgelê, en julle heel met die nuwe mens beklee het. Beklee, hoor julle klere, bruid, sy is toeberei, sy is aangetrek, sy is versier. En die kleed is, hy sê in Kolossense 3 vers 9 tot 10, en julle beklee het, met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Dis die klere van die bruid, kennis van die beeld van sy skepper. Eendag as ons hom sien, gaan ons alles weet, volmaak, voluit, maar vandag werk die Gees, kennis. Ek wil nie meer ken, Vader. Hoe meer ek hom ken, hoe meer ervaar ek hy paaimente. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die onderpad, die eerste paaiement, om te vernuwe, om die bruid te versier. Ek het nog 'n teksie gehad, Kolossense 3 vers 12 tot 14, en beklee hulle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Ek wil gou vir julle ietsie vra. Het julle al 'n persoon gesien wat bitter is, wat vol sonde is, wat vol ongeregtigheid is, wat vol gruwelike dade is? Jy kan dit aan sy gesig gelaat sien. Jy kan partykeer 'n misdadiger sien. Het julle dit al gesien? Jy kan sonde op iemand se gesig sien. Jy kan sonde partykeer in jou kinders se oë sien. Maar gestel nou die positiewe, innerlike ontferming. Het julle al innerlike ontferming op iemand se gesig gesien? Het julle gesien as iemand bekleed is met sagmoedigheid, as iemand bekleed is met lankmoedigheid? 'n lankmoedige mens loop anderste as 'n ongeduldige persoon. Hy maak 'n deur sagter toe. Dit lyk net anders. Sy hele beeld, en ons word beklee. Julle kyk na my asof julle nie weet waarvan ek praat nie. Maandagoggend dan nie, sal jy sien hoe lyk iemand wat 'n deur harder toe maak. Nietemin, hier die klere van die bruid, gaan nie oor geld en goud en goed wat mot en roes, dit gaan oor die beeld van Yeshua. Innerlike ontferming, hoe smag ons nie om daarmee bekleed te word nie. Want klere beskut jou, en dit gee jou identiteit.
En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. O, hierdie bruid is in haar totaliteit versier. Daar kort niks. Sy is beklee nadat sy met alles beklee is, met die band van volmaaktheid, Yeshua self. Wie doen dit? Wie werk môreoggend ontferming in jou hart? Wie werk môreoggend lankmoedigheid, vrede? Die Heilige Gees. Hy is ons eerste paaiement van dit wat ons vir ewig aan sy volheid gaan geniet, kan ons nou en moet ons nou geniet. Ons moet dit met verantwoordelikheid geniet. Ons moet nie nou hier die kleed, een oggend trek ek lankmoedigheid aan en die volgende oggend laat ek vrye tee as ek laat hierdie tong skel en skree en sê, wel ek sal weer 'n ander dag lewe soos ek moet lewe. Ek gaan nou eers doen wat ek wil. Nee, dis hoekom ons 'n verantwoordelikheid het om die Heilige Gees nie te bedroef nie. Ons moet ooreenkomstig lewe ons erfenis elke dag daarna strewe. Judas sê julle moet die kleed wat met die sonde bevlek is haat. Trek die ou kleed uit, nuwe kleed aan. Ons derde belofte wat ons nou so vinnig genoem het, was Jahwe is by ons. Hy is nou by ons, die Heilige Gees is by ons. Jahwe woon by ons. Johannes 14 vers 16 sê Yeshua, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. As ons dan so smag na Jahwe se teenwoordigheid, in die ewige lewe sal ons altyd by hom wees. Hy sê, daar sal nie 'n tabernakel wees nie. Wat was die tabernakel in die Ou Testament? 'n tipe van Jahwe se woonplek. 'n sinnebeeld van Jahwe woon onder die volk. Openbaring sê, daar sal nie 'n tipe wees nie, daar sal nie beelde wees nie. Ek self sal daar wees, in realiteit. Dis ons erfenis. Jahwe self in realiteit is nou by ons in eerste paaiement, deur die Heilige Gees. Dis niemand anders as Jahwe self nie, dis Jahwe self. Smag daarna, soek daarna, verlang daarna. Paulus sê dit, 1 Korintiërs 6:19, weet jy nie, jou liggaam is 'n tempel van die Gees wat in julle is nie, tempel van die Heilige Gees wat in jou is nie. As Jahwe eendag by ons gaan wees, dan is hy nou al in eerste paaiement in ons. Koester dit, glo dit, lewe daar volgens, praat daar volgens. Ons weet dat as 'n mens 'n kind is en dit is donker en papa en mamma is nie by die huis nie, is jy bang. Maar dit kan maar donker wees as papa en mamma net in die huis is, of ten minste net as jy weet hulle is hier naby my kamer, dan is jy nie meer bang nie. Weet dit, Jahwe is met ons. Yeshua sê, ek is met julle tot in die volleinding van die wêreld. Hy is nou by ons. In eerste paaimente deur die Heilige Gees. Vierde belofte. Hulle sal my volk wees. Dit was in vers 3 gewees van Openbaring 21. Wat beteken dit, hulle sal my volk wees? Die Heilige Gees werk in my lewe die identiteit dat ek nie aan myself behoort nie. Ek is deel van 'n kudde. Ek is syne. Hy het my gekoop. Dieselfde teks wat ek net nou gelees het, ek het net nie dit klaar gelees nie. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Met ander woorde, jy behoort aan hom. Jy is syne. Hooglied sê, ek is my bemindes en my beminde is myne. Eiendom, gekoop, deur sy kosbare bloed. Nie deur verganklike dinge, silwer of goud nie, sê Petrus, maar deur die onverganklike, kosbare bloed van die lam. Sielkundig is dit een van die grootste behoeftes wat mense onderskat, is om te hoort en te behoort. As jy nie voel jy hoort iewers nie, jy kry baie keer daai ek voel uitgevoel. Maar dit lei tot isolasie, dit lei tot eensaamheid en dit lei tot afsondering, dit lei tot dood. Dit is geweldig erg om aan verwerping te lei, omdat ek nêrens hoort en behoort nie. En dit is die grootste aanslag van die Satan op Jahwe se volk in die land. Ons het nêrens meer identiteit nie. Ons kan nie ons assosieer met dit wat om ons aangaan nie. Die grootste seën is as jy in 'n plek en omgewing is waar jy voel ek hoort en ek behoort. Dit is tog baie lekkerder hier onder mekaar waar ons Jahwe se kinders is, as om daar iewers buite te loop waar niks lyk of ryk soos jy nie. Jy wil hoort.
Jy wil deel wees van 'n groter geheel. Jahwe weet dit, hy het ons so geskaap, daarom is die belofte. Die volheid, alles om jou, in die ewigheid, sal deel wees van sy koninkryk. Jy sal ten volle, jy sal nooit weer hy gevoel kry, ek hoort nie hier nie, nooit weer nie. Jy sal in sy volheid ervaar, ek hoort en ek behoort. Dit bring geborgenheid. Dit is tog die essensie van gesin wees. Ek wil hoort en behoort. Is dit net vir eendag? Nee, die Heilige Gees werk dit vandag. Vandag, soos wat ons hier sit, en jy aan verwerping ly, omdat jy by die werk geïsoleer is, of uitgekruid word, of in die samelewing. Vandag werk Jahwe in jou hart. Jy is my volk, jy is my kudde, ek is jou herder, jy is my skapie. Jesaja 40 sê, hy sal die lammers optel en die lammer oeye styf teen sy bors druk. Vandag, deur die Heilige Gees se werking. Hoe kosbaar is dit nie? 6de belofte. Hy sal al die trane van hulle oë afvee. Hy sal al die trane van hulle oë afvee. Wel, die Heilige Gees word genoem die trooster. Wanneer? Eendag? Of nou al? Eerste paaiement. Maar nou is die vraag, hoe troos hy? Want ons begrip van troos is verkeerd. Hoe troos jy 'n kind? Vrou sy kopie, ag, toe maar. Dis nie regtig troos nie. Dis paai. Troos is, as daar werklik ware oorsaak is, of kom ons vat hom andersom, ons vat hom van Jesaja 40 se kant af. Jesaja 40 vers 1 sê Jahwe, troos, troos my volk. Is reg? Volgende, roep na die hart van Jerusalem. Roep haar toe dat haar stryd verby is. Hier kom troos in. Die stryd is verby. Waarteen is die stryd? Dat sy die hand van Jahwe dubbel ontvang het vir al haar sondes. Daar is die probleem. Sonde is die oorsaak van pyn en ellende en dood en smart. So as dit troos is, dan beteken dit die trooster moet sê, die oorsaak van jou pyn, naamlik die sonde, is versoen. En daarom sê Jesaja 40 vers 8, O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van 'n goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Dis troos. Troos is, wanneer die Heilige Gees Jahwe se geregtigheid boodskap in jou hart openbaar. Yeshua het vir jou gesterf, regverdigmaking, vergifnis van sondes, want die dood was die oorsaak van al jou pyn en ellende. Wanneer ervaar ons dit? Nou al. Wanneer werk die Heilige Gees in ons lewe? Wanneer getuig hy? Nou al. In die eerste paaiement. Dit is belangrik. Dit is belangrik dat jy verstaan, troos is nie om slegte dade goed te keer nie. Troos is om te sê dat daai slegte dade se oorsaak, die bron aangespreek is en dat Yeshua vir ons gesterf het. 7de belofte. Daar sal geen dood meer wees nie. Hierdie is kosbaar. Hierdie een is kosbaar. Almal is kosbaar. Maar ek dink die dood het net so, hy spreek so hard tot ons. Jy kan eers in Hoopstraat ry sonder om verby 'n begrafplaas te ry. Jy sien oral ter dood. Interessant, die straat se naam Hoopstraat is en jy ry verby die begrafplaas. Is goed om daaraan te onthou. Ons almal gaan dood. Alles gaan dood. Alles is aan die nietigheid onderworpe. Hoe werk die Heilige Gees die troos dat daar geen dood sal wees nie? Wat is die teenoorgestelde? Lewe. Die Heilige Gees is lewe. Luister baie mooi. Johannes 6 vers 63. Dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. So wanneer die Heilige Gees die woorde van Yeshua in my lewe van getuig en dit as iets lewens maak, want Yeshua sê vir die Fariseërs, julle die bestudeer die skrifte en geen impak op julle nie. Julle het dit nie as iets lewens of blywends in julle nie. Maar die Heilige Gees maak die woord lewend. En dieselfde Gees wat Yeshua die dood uit opgewek het, lewend gemaak het, maak u in my lewe, die wedergeboorte.
Dit is die eerste paaiement, is lewe. So die belofte dat eendag sal ons ewig lewe, begin nou al. Wanneer lewe jy? Sê Jahwe ken. Hoe ken jy hom? As hy hom deur jou laat ken. As hy met sy nuwe verbond dit op jou hart skryf. Efesiërs 2 vers 1. Julle het hy lewend gemaak wat dood was. Julle het hy lewend gemaak wat dood was. Die belofte van lewe deur die Heilige Gees is nou al. Ons ervaar sy lewe. 8ste belofte. Ek kry die gevoel van toe mens 'n kind was en jy verjaar en jy kry geskenke. Daai eerste geskenk is groot en jy is bly. Die tweede geskenk is jy is nog steeds bly. Maar jy by die 50ste geskenk wat familielede vir jou bring. Ag nog 'n geskenk. 'n bietjie bederf. Nee, is dit nie so nie? Nog buiten om Jahwe se volk te wees, bruid te wees, lewe te hê, wat kan dan nog wees? Jahwe bederf ons. Tot aan die dorstige 8ste belofte. Aan die dorstige sal ek gee om te drink van die water van die lewe verniet. Wat Jahwe dit vir ons beloof? Yeshua staan in Johannes 7 vers 37 op die dag van die laaste dag van die fees en hy sê die volgende woorde. Op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Yeshua het gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Wat is dit? Dit het hy gesê van die Gees, want die sou ontvang wat in hom glo. So dis die eerste paaiement. Die water van die lewe, Openbaring 22, wat stroom uit die troon van God, waarvan Esegiel sê die boom van die lewe groei daarby, wat sy vrugte gee op sy 12 keer per jaar en sy blare nie kan verwelk nie. Daai water, daai lewe wat uit die troon van God stroom, is nou. Wanneer ons in Yeshua glo, soos die skrif sê, die Heilige Gees wat dit lewend maak, strome van lewende water. Selfe belofte, eerste paaiement. Die water, kom ek stel dit voor in die taal van die beeld, die water van die lewe wat jy eendag gaan drink, wat jy proe nie anders as die water van die lewe wat jy nou drink nie. Dit proe nie anders nie. In elke dorp se water proe ons anderste. Nee, afhangende van hoe effektief die stadsraad is. Maar die water van die lewe proe nie anders wat ons in die ewigheid gaan drink as die water van die lewe wat ons nou drink nie. Dis dieselfde bron. Dis dieselfde heerskappy. Dit stroom uit die troon van God. Dit is suiwer, Openbaring 22, suiwer, kristalhelder. Die water van die lewe wat ons eendag gaan drink, gaan nie suiwerder wees as nou nie. Die Heilige Gees is skoon. Is dit nie groot nie? Oor almal wat dors het. Kom drink, sê Jesaja 55. Ek sal uit die dorstige drink. Waarna dors jy? Waarna het Dawid gedors in Psalm 42? Soos 'n hert wat smag na water, smag my siel na U, o God. Die dors gaan na die dors na geregtigheid, sê Matteus 5. Salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. So die dors waar ons, die water wat ons dors les, die dors is geregtigheid, is die lewe van Jahwe, en dis wat hy nou vir ons gee. 9de belofte. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. Wie oorwin? Efesiërs 2 vers 8 leer ons die Heilige Gees werk geloof, en in Johannes 5 vers 4 tot 5 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Hy wat uit God gebore is, oorwin. So hoe is ons uit God gebore? Die Heilige Gees. En Johannes het ons gesê, nie uit die wil van 'n man of uit die wil van die vlees nie, maar uit God gebore. Deur die Gees. Die Heilige Gees gee vir ons die geboorte sodat ons werklik waar kan oorwinnaars wees.
Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Yeshua Messia die seun van God is? Die Heilige Gees werk daai geloof elke dag in jou lewe om as 'n oorwinnaar te wees, om alles te beerwe. Die 10de ene, die laaste ene. Hy sal vir my 'n seun wees. Openbaring 21 vers 7. Die Heilige Gees bevestig ons kindskap. Wanneer ons in die ewigheid gaan wees, gaan daar geen twyfel wees dat Jahwe ons Vader is, wanneer ons in sy teenwoordigheid, daar's geen twyfel nie. Maar hoekom is daar vandag in ons lewe twyfel, is 'n kind van God of nie? Ons sing hy liedjie, ek was eensaam en verlaat, en die vrees kom toe weer, die twyfel kom toe weer, is 'n kind van God of nie? Wie bevestig vandag, soos ons hier sit, dat ek sy kind is? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is daar die eerste paaiement van hierdie groot belofte, jy is sy kind. Dis wat ek nou wou gelees het, Johannes 1 vers 12 tot 13, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, autoriteit, versekering, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees van 'n man, of uit die wil van 'n man is nie, maar uit God gebore is. Laaste teks wat ek wil hê, ons moet almal saam blaai, Romeine 8 vers 15 tot 16. Dit gaan oor hierdie begrip om te ontvang, hierdie eerste paaiement te ontvang, in besit te neem. 'n Klein goed sê mos op 'n stadium in hulle lewe, myne. Myne sinne. Hulle bevestig daai eiendom. Romeine 8 vers 15 tot 16. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Gemeente, ek wil vir u en vir myself aanspoor en bemoedig om jou lewe in lyn te kry met jou ewige erfenis. Moenie hierdie kant toe leef en dink jy gaan daai kant toe erf nie. Dit werk nie so nie. Die gemeente is reeds die beeld van die ewigheid. Dit is reeds in ons vir wie Jahwe sy, in wie hy homself verheerlik, die omstandighede, die regte, die identiteit, die eiendom, die beeld, die alles wat volmaak gaan wees met die openbaring van Yeshua en die heiliges wat in hom is elke dag in u en my lewe prioriteit nommer 1. Want as jy die ewigheid wil lewe in Jahwe se teenwoordigheid, in sy beeld, met alles wat ons hanteer het, dan moet ek dit elke dag begeer en leef. En dis hoe jy die hoop op die heerlikheid in jou lewe 'n realiteit maak. En dis die verskil tussen skynheiligheid, skyngelowiges en ware gelowiges. Ware gelowiges ken Jahwe se raadsplan, sy toekoms, die heerlikheid wat voor lê. Hulle ken dit omdat hulle dit ervaar. Omdat hulle dit nou al reeds deelagtig in paaimente is. En hulle lewe daarvolgens inrig. Ons behoort te jubel. Ons behoort te sing. Ons behoort op en af te spring. Bome van die veld sal hande klap. Die berge en die heuwels jubel te saam. Hoekom? Want Jahwe het sy volk verlos. Hy het op hulle ag gegee. Hy het vir ons 'n erfenis kom gee deurdat hy die Heilige Gees uitstort. En die pragtige gedagte is op Handelinge en ek het dit nie genoem en ek wil dit graag noem. Wanneer hy sê en ek sal vir hulle God wees, dis verbondsterme. Exodus, Levitikus, ek sal vir julle God wees. Hoe bevestig Jahwe daai verbondsterm aan sy volk in die nuwe verbond? Met die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2. Nie net op die 2 stamme nie, maar ook, ons lees van Cornelius in Handelinge 10. Dat Petrus, wat uit die besnydenis was, gaan daar na Cornelius toe, daar langs die kus, en terwyl Petrus preek, oorweldig stort Jahwe sy Gees uit op Cornelius, hulle wat
nie die besnydenis was nie, wat van die verlore 10 stamme was. En hy bevestig alles wat ons gesê het deur die uitstorting van die Heilige Gees. Die Gees werk. Ek sal vir julle God wees. Dis my woord. Dis waaragtig, dis betroubaar. So sê die groot stem uit die hemele. So sê hy wat op die troon sit. Mag Vader Jahwe hierdie woord so saad in elkeen se lewe laat groei. En laat die voëls dit nie oppik as ons by die deur uitstap nie. En laat die sorge van die lewe dit nie môre verdruk en verdring. Hier teen Woensdag, Vrydag, dan is daar niks meer oor van Sondag se boodskap nie, want dit is net bekommernis op bekommernis. En nie teen Vrydag, wanneer die plesier en die vermaaklikheid en daar weer tyd is om te doen wat ek wil, dan verdruk dit die laaste bietjie van die woord wat oorgebly het. Nee, laat ons die goeie grond is, dat hierdie woord vrug dra, 30, 60, 100voudig, want dit waaragtig en is betroubaar. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U toe. Nie net in woorde nie, Vader, maar uit ons harte, wedergebore harte wat gevul is met U Gees, wil ons hele lewe lank U loof en prys. Ons wil saam met die psalmdigter sê, middernag staan ek op, om U te loof, want Vader, U is goed. Loof Jahwe o my siel, en alles wat binne in my is, U heilige gedenknaam. Vader Jahwe, groot is U werke. Hoe volmaak U redding? Hoe kragtig, wanneer U volk verlos uit die mag van die koninkryk van duisternis en oorbring in die koninkryk van die seun van die liefde. Vader, dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Dankie dat U Gees in ons harte uitstort. Dankie dat U Gees al hierdie dinge in ons lewe werk. En daarom wil ons deur die Gees wandel, ook elke dag, elke situasie, en vir U dankie sê, Vader, dat elke belofte ja en amen is in Yeshua, en dat U dit vir ons 'n realiteit elke dag sal maak, deur die kragtige werking van die Gees. Dankie Vader Jahwe hiervoor, dankie dat U vir ons genadig is, in Yeshua se naam. Amen. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.